Hemelse Vader, baie, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat U vir ons gee om U woord in ons hand te mag hê. Dankie dat ons nog die vryheid het om dit te kan doen en saam te kan studeer en vandag ook hierdie baie belangrike onderwerp. En ek wil vra dat U ons asseblief naby sal wees. Lei ons deur die Gees en gee vir ons die waarheid van U woord. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, baie welkom terug by ons lesingreeks oor die Bybel. Ons tema gee my die Bybel, net die Bybel alleen. En ons onderwerp vir vandag, die wederkoms en die wegraping. Ook 'n baie aktuele onderwerp, dink ek. Het jy al ooit gewonder of hierdie wêreld van ons ooit tot 'n einde gaan kom? Of miskien gewonder hoe dit gaan gebeur? 'n tyd gelede het Time 'n voorblad gehad waarin hulle praat oor the end of the world met uitroeptekens en met vraagtekens. Newsweek 'n tyd gelede het gesê 'n asteroïde gaan waarskynlik die aarde kom vernietig. Dan was daar ook 'n klompie wetenskaplikes wat 'n artikel geskryf het en hulle praat van die habitatsvernietiging en die oorbevolking en die klimaatsveranderinge wat gaan meebring dat hierdie aarde uiteindelik net gaan vergaan. En dan spekuleer mense oor 5 moontlike redes, of eintlik 5 moontlike gebeure wat kan aanleiding gee daartoe dat daar 'n einde aan hierdie aarde gaan kom. 'n totale kernoorlog miskien. Daar is al soveel kernplofkoppe, 42.000 op die aarde, dat dit die hele wêreld kan wegskiet as hulle sou ontplof. 'n biologiese ramp of een of ander wapen, 'n moontlike virus, Ebola virus wat al reeds sy kop uitgesteek het. Oorbevolking. Daar's net eenvoudig te veel mense op die aarde. En minstens 2/3 van die bevolking sal moet verdwyn sodat die aarde die res sal kan hanteer. 'n nuwe wapen miskien. Hulle praat van 'n fusiebom wat miskien die swaartekrag wapen is wat die aarde kan laat ophou draai. En so spekuleer mense en ook dan die verval van die ekostelsel. Ons is besig om die planeet eenvoudig net te vernietig. Kyk ons na wat aangaan, dan sien jy die bosbou, hoe dat ons plantasies afgebrand word en dan hoe ons riviere besoedel word. Hierdie is daar iewers in die ooste, in die Oos-Oekraïne, waar hierdie boer sit langs 'n rivier wat so besoedel is. So lyk dit wanneer hulle met die fabrieke besig is. So lyk dit wanneer hulle klaar is en hulle vertrek. Kap bome af, plant nie weer in die bome se plek nie. En uiteindelik die rommel, kyk net die bande wat nou iewers moet weggegooi word en wat ophoop. En uiteindelik dan eet die voëls, eet plastiek. So lyk dit wanneer hulle klaar gemyn het of terwyl hulle besig is om te myn vir olie. Hierdie man is daar in die see. Hy probeer daar branderplankery, lyk my daar's 'n paar yskaste saam met hom daar. Plastiek is soos 'n strop om die aarde se nek. Dis 'n artikel wat sê, UNEP sê, dat daar sowat 51 triljoen stukkies mikroplastiek lê op die seebodem by die Noordpool. En dit beteken daar meer plastiek in die see is as sterre aan die hemel. Nou, gaan enige van die genoemde dinge die einde van die wêreld meebring? Weet jy, ons as Christene behoort te weet dat daar net een gebeurtenis is wat hierdie wêreld se einde soos wat hy nou lyk gaan laat plaasvind, en dit is die triomfanklike wederkoms van Jesus Christus.
En deur die eeue heen was dit natuurlik die hoop van die Christen, en ek hoop dis ook vandag nog u hoop. Selfs Paulus, hy sit in die gevangenis, hy wag eintlik vir die laksman om te kom, om sy kop af te kap, en hy skryf aan Titus, amper van sy laaste woorde, hy sê, terwyl ons die salige hoop het, van wat? Van die verskyning en die heerlikheid, wat ons verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus. Omtrent een uit elke 25 verse in die Nuwe Testament praat van die wederkoms. Maar toe die disippels by Jesus wou weet, hoe en wanneer dit gaan plaasvind, toe kry hulle 'n vreemde antwoord. Onthou jy wat die antwoord is? Matteus 24 vers 4, Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op. Pas op dat niemand julle mislei nie. Hier aan die einde van die dae gaan mense mislei word. Ook die Christene, ook die Christendom gaan mislei word. Hoekom? Want daar gaan valse Christusse en valse profete opstaan. Hulle gaan groot tekens en wonders doen. En kan nie glo as dit moontlik is ook die uitverkorenes te mislei. Met ander woorde, die Bybel sê vir ons dat as ons nie die verskil ken tussen die valse Christus en die waarheid nie, dan kan ons mislei word. Want Satan gaan 'n valse teologie skep om self die kinders van die Here te mislei. En daar's net een manier om veilig te wees, my liewe vriende, en dit is om te weet wat staan in die Bybel. Die Bybel en net die Bybel. Hier is weer een van daardie dae waar ons werklik moet vra, wat sê die Bybel en net die Bybel? Want jy sien, al die tegnologie vandag is al eintlik so ver dat hulle kan môre die wederkoms in die wolke namaak. So ver is die tegnologie al. En ek wonder net as dit gebeur, hoeveel Christene gaan hardloop onder die oortuiging dat dit nou die wederkoms is. Nou wat sê die Bybel met betrekking tot die wederkoms? In die eerste plek is dit baie belangrik dat ons moet weet dat die Bybel die wederkoms beskrywe as 'n sigbare gebeurtenis. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Nadat Jesus sy werk op aarde voltooi het, het hy sy disippels na die Olyfberg toe geneem, en ons lees in Handelinge 1 wat daar gebeur het, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos wat julle hom na die hemel sien wegvaar het. Met ander woorde, 'n sigbare wederkoms. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. En Lukas kom en hy sluit hierby aan, in vers 27 van Lukas 21, en dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk, met groot krag en heerlikheid. Niemand gaan nodig hê om u te kom vertel, of te kom roep, om te sê dat Jesus gekom het nie. Jy gaan homself in die wolke sien kom. Hy gaan ook nie skielik in die geheim kom, of iewers in die geheim verskyn nie. Want die Bybel sê ook vir ons 'n tweede ding. En dit is dat sy wederkoms gaan glorieryk wees. Kom ons lees, Matteus 25 vers 31. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom. Kan jy daardie toneel voorstel? Al die miljoene heilige engele saam met hom. Dan sal hy op sy heerlike troon sit. Nou, hoekom bring Jesus die engele met hom saam? Hierdie is Matteus 25 vers 31. Matteus 24 vers 31 gee vir ons die antwoord. En hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompet geluid.
En hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan. Hy word vergesel van al sy engele. Hulle gaan hierdie lug met onbeskryflike heerlikheid vul. Dit gaan 'n hoorbare verskyning wees. Tessalonisense, Paulus sluit hierby aan, 1 Tessalonisense 4 vers 16, wat die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Met ander woorde, die wederkoms van Christus gaan nie net sigbaar wees nie, maar ook hoorbaar. Die geklank van die basuin van God gaan so deurdringend wees, dat selfs die dooies in Christus, wat in Christus ontslaap het, gaan wakker word. So nou is die vraag, as dit dan die toneel is, en dit is die gebeure wat die Bybel vir ons beskryf, wat dan nou van die wegraping? Wat dan nou van die wegraping? Nou, miskien moet ons net eers 'n paar lyne trek en vra, wat leer die wegrakingsteologie? Ek sê pertinent 'n paar riglyne, omdat daar 'n paar weergawe van die wegrakingsteologie is. Maar daar is 'n paar raakpunte wat vir ons 'n redelike raamwerk kan gee. Want daar is 'n paar sake waarmee, ek wil amper sê, meeste wegraping aanhangers saamstem. En dit is die volgende. In die eerste plek, dat die vervolging waarvan die Bybel praat, net voor die wederkoms van die Here, net die goddeloses gaan raak. Met ander woorde, die gelowiges gaan nie daaraan deel hê nie. Die Here gaan hulle in die geheim wegraap. Die tweede, dat letterlike Israel weer beheer moet oorneem van hulle Bybelse grondgebied, en dat die derde tempel herbou moet word. Na die wegraping sal 'n sataniese figuur in Europa verrys. Hy sal die wêreld mag gryp en sy heerskappy as die anti-kris onder hierdie bose 666 teken vestig. En daarna breek daar dan 'n 7 jaar tydperk aan, waarbinne die anti-kris almal wat agtergebly het na die wegraping gaan vervolg. Nog 'n raakpunt is die volgende. Na 7 jaar kom Christus terug na die aarde toe, en dan sal hy die anti-kris en sy leer by Armageddon verslaan. En Jesus sal weer sy plek as hoërpriester in die nuwe tempel in Jerusalem opneem, en dan breek 1000 jaar van vrede op die aarde aan. Ek weet nou nie of u die gebeure van 2017 gevolg het nie. Maar van al die dinge wat 2017 dramaties verander het en op koers geplaas het, vir die ernstige tye van 2018 en verder, is daar een gebeurtenis wat vir ons vandag eintlik van meerder belang is. En dit is, vreemd genoeg, hierdie besluit van Donald Trump, wat Jerusalem gaan verklaar het as Israel se hoofstad. Baie mense het dit nie raak gesien nie. Nou, waarom sê ons dit? Het jy geweet dat die besluit van Donald Trump om Jerusalem te erken as die hoofstad van Israel alleen, en nie die van die Palestynë nie 'n politieke besluit was nie, maar 'n godsdienstige besluit. Dis 'n bekende feit dat die stem van die evangelicals in Amerika, wat deel vorm van die charismatiese beweging en die Christelike koalisie, wat die deurslag gegee het om Donald Trump aan bewind te bring, soos ook met George Bush.
En hierdie charismatiese wêreld en veral die evangelicals juig omdat hulle in hierdie besluit van Donald Trump 'n vervulling van eindtyd profesie sien. Hoor wat sê Donald Trump met betrekking tot die evangelical Christene en godsdienst daar beweging in Amerika. Hy sê, I have such tremendous respect and admiration for this group, and I look forward to continuing to talk about the issues important to evangelicals and all Americans, and the common sense solutions I will implement when I am president. Toe hy 'n visie-president moes kies, toe kies hy vir Mike Pence. Luister wat sê Mike Pence van homself. Hy noem homself a born-again evangelical Catholic. Nou hoe 'n mens die twee goed by mekaar bring, is ek nie heeltemal seker nie. Maar ek kan dit verstaan as ek besef dat die paus het onlangs gesê dat die evangelicals en die pausdom nader aan mekaar moet kom. Hy het eintlik gesê, it calls for unity between evangelicals and Catholics. Division is the work of the devil. En toe het hulle ook ontmoet en hulle ingetrek by sy beweging. En hier gaan hulle en hulle lê vir Donald Trump hande op. Daar kan jy dit sien. En hier praat hy. To thank the evangelical and religious community, because I'll tell you what, the support that they've given me, and I'm not sure I totally deserve it, has been so amazing and has had such a big reason for me being here tonight. True, so true. They have much to contribute to our politics, yet our laws prevent you from speaking your minds from your own pulpits. An amendment pushed by Lyndon Johnson many years ago threatens religious institutions with a loss of their tax-exempt status if they openly advocate their political views. Their voice has been taken away. I am going to work very hard to repeal that language and to protect free speech for all Americans. So wat glo die evangelicals nou met betrekking tot die wegraping? Nelson Darby word beskou as die man, die vader van die moderne futurism en die wegrapingsteologie. Hulle glo dat net voor die wederkoms die gelowige kinders van die Here skielik onverwags in die geheim weggeraap gaan word. Net voor die finale gebeure op die aarde, hulle gaan weggeraap word hemel toe, die ongelowiges gaan agtergelaat word en dan gaan 'n tydperk van 7 jaar wees van politieke chaos en persoonlike vervolging, wat hulle wat agterbly sal moet trotseer. En volgens hierdie teologie wat hy verwoord het, sal Israel weer sy regmatige grondgebied moet kry en sal die derde tempel ook weer herbou moet word. So Israel, Jerusalem moet terugkom na die Jode toe en daardie dome wat daar staan, the Dome of the Rock, is die plek waar die derde tempel weer sal moet verrys.
Want dit is waar die tempel oorspronklik gestaan het, op daardieselfde plek. Ongelukkig is dit die derde heiligste plek vir Islam, vandag op die aarde. En hierdie is krities, want dit sal die eindtyd aankondig volgens hulle, waarin die tempel herbou moet word. En weet jy dat die meublement vir die tempel alreeds in plek is? As jy Israel besoek en Jerusalem besoek, dan staan daar die kandelaar wat binne in die tempel gebruik gaan word, en die nuwe tempel staan in die strate van Jerusalem uitgestal. Hy is reeds daar. En as jy om nader trek, dan is daar 'n onderskrif wat die volgende sê: May it be rebuilt speedily in our days. So die wiele is aan die rol om hierdie derde tempel te kry op sy plek waar hy moet wees. En as jy na die tempelmuseum toe gaan, dan staan die ark ook daar. Hy is ongelukkig toegemaak agter gordyne, jy mag hom nie afneem nie, maar die ark, die verbondsark wat in die tempel moet staan, is ook reeds gereed vir die tempel. Nou, hulle wag al jare daarvoor. Hulle bid al jare daarvoor. En hulle glo dat Donald Trump God se instrument is om ons nader aan die wegraping, die oordeel en die einde van die wêreld te bring. En eintlik soek hulle 'n oorlog in die Midde-Ooste. En daarom sien jy so 'n foto. En as jy in Israel rondry, dan sien jy hierdie langs die pad. En hy het gekom, en hy het sy ambassade gaan neersit in Jerusalem, en hy is onlangs daar geopen. En die pastoor van die evangelicals wat daar opgetree het iets besonders gesê. The US Embassy opening in Jerusalem says, Trump is on the right side of God. Nou, wat maak ons nou hiervan, liewe vriende? Wat maak ons nou hiervan? 'n tyd gelede, paar jaar gelede, het 'n boek verskyn met die naam Left Behind. Ek dink meeste mense weet daarvan. Hierdie boek was naas die Bybel die boek wat die meeste eksemplare van enige ander boek nog ooit in die wêreld verkoop het. Ek dink binne die eerste jaar is daar 15 miljoen kopieë van hierdie boek verkoop. Die skrywer was Tim Lane. Hy het nou onlangs weer het hy 'n ander boek geskrywe, Die Eindtyd is hier. En dan word daar van hom gesê, van Tim Lane word daar gesê, dat hy is aangewys as een van the New York Times se gewildste skrywers, van topverkopers. Hy het reeds meer as 70 nie-fiksieboeke geskryf, vele oor Bybelse profeseë in die eindtyd. Hy is 'n medeskrywer van die onoortreffelike Left Behind reeks. Hy word beskou as een van Amerika se toonaangewende kenners van Bybelse en eindtyd profeseë. En so suksesvol was hierdie eerste boek dat hy uiteindelik geëindig het met 'n hele reeks van boeke. Omtrent elke jaar 'n nuwe een uitgegee het. Die Left Behind reeks. En mense het dit opgeslurp, miljoene der miljoene eksemplare daarvan is verkoop, en uiteindelik was dit so suksesvol dat dit uiteindelik ook in 'n fliek gemaak is. Nou, as jy daardie boek Left Behind vat en jy lees agterop, dan staan daar die volgende. A fictional thriller. Nou, that illustrates one of the great truths of the Bible. Nou, ek weet nou nie hoe werk dit nie. Ek weet nie hoe 'n fiksieboek, wat as 'n fiksieboek uitgegee word,
'n groot waarheid kan onderskryf nie. You will have a difficult time putting it down. Many scenes in this book could easily be the lead stories in tomorrow's news. Fascinating fiction. Nou dit sê 'n man wat eintlik 'n doktorsgraad in die filosofie het en het 'n doktorsgraad in die teologie. En dan sê Dr. John Walford, the main features in this book is not fiction. Those not prepared will be left behind. Nou luister, onthou nou daai paar woorde. Those not prepared will be left behind. The book describes the dramatic days ahead. Here is a book that demands to be read. En so suksesvol was hy dat hulle toe 'n fliek gaan maak het. En eintlik was dit toe 3 gewees. Eerste een, Left Behind. En hier staan dit. This riveting motion picture will take you on a spellbinding journey through the most mysterious book of the Bible, the book of Revelation. So hierdie boek gaan nou vir jou die boek van Openbaring openbaar. Hy gaan nou vir ons sê wat in die boek Openbaring staan. Dis wat daar gesê word. Die tweede fliek wat gekom het, het gehandel oor die Antichrist. En die Antichrist wat gaan kom en hoe die wêreld eintlik besig is om te spoed na apokalips toe. En aan die einde dan die laaste ene, die begin van die 3de wêreldoorlog wat dan nou hier op aarde uitbreek net voor alles verby is. Ja, en toe kom ons in Suid-Afrika en eerste ding wat ons doen is ons gryp die boek en ons gaan vertaal hom. Hulle wat agterbly. Maar ons vertaal nie net die een nie, ons vertaal die hele reeks. Hulle wat agterbly, al 15 van hulle. En ons Christene in Suid-Afrika verslind ook hierdie boeke. Nou, kom ons wees nou 'n bietjie meer intensief. Hulle wat agterbly. Wat staan hier? In een rampspoedige oogwink verdwyn miljoene mense oor die hele aarde. Voertuie skielik onbemand bly buite beheer aan die loop, angsbevange beleef mense hoe hulle geliefdes voor hulle oë verdwyn. Te midde van die chaos oor die hele wêreld moet kaptein Rayford Steele, hy is die hoofkarakter van hierdie hele boek en van hierdie hele drama. Hy is 'n loods in die Amerikaanse lugmag. Kaptein Rayford Steele, moet hy begin soek na sy vrou en sy kinders. Want hulle is skielik weggeraap. Net hy en sy dogter het oorgebly. Hy moet soek na antwoorde, na die waarheid. Maar hoe verpletterend die verdwyning van mense ook al is, die donkerste uur of die donkerste tyd van die geskiedenis van die planeet aarde lê nog voor. En dan, ek kan nie al hierdie boeke nou met die hanteer nie. Ek wil net die grepe uithaal, net om vir ons 'n raamwerk te trek. Die opkoms, die aanloop tot die wegraping, sê hy, voordat miljoene mense verdwyn, voordat vuur uit die hemel reën, voordat die wêreld God se finale oordeel beleef, gee 'n vrou geboorte aan haar geliefde seun, 'n kind met die naam Nikolai. Die aanloop tot die wegraping het begin. So Nikolai word nou gebore en hy is die Antichrist. En dan die wegraping self. Die fisiese wegraping wat dan nou plaasvind. Sonder enige waarskuwing verdwyn miljoene mense en word hulle verwelkom in die onbeskryflike teenwoordigheid van God. Maar hier op aarde besef sommige wat gebeur het, wat hulle verloor het, wat hulle gemis het. En die donkerste tye lê voor vir die wat agtergebly het. En die wat agterbly skep dan 'n mag teen hierdie verdrukking. Rayford Steele en sy vriende. En in een rampspoedige oomblik verdwyn miljoene mense oor die hele wêreld.
Diegene wat agterbly word deur oorlog, hongersnood, siektes, natuurrampe in die gesig gestaar. En dit alles gaan so verwoestend wees, dat slegs 1/4 van die mensdom gaan oorleef, en vir die vyande van die Antichrist en sy nuwe wêreldorde is kanse op oorlewing nog skraler. Rayford Steele, Buck Williams en die ander manne span saam om die mag teen verdrukking te vorm. So hulle taak is duidelik uitgespel. Hulle het een doel voor oë, naamlik om saam te staan en die vyande van God te beveg gedurende die 7 mees chaotiese jare wat die wêreld nog ooit sal beleef. En dan kom Nikolai, die Antichrist. Eers was dit hulle wat agtergebly het. Toe word hulle 'n mag teen verdrukking, hulle vorm 'n mag teen verdrukking. En nou word hulle gekonfronteer met Nikolai, met die Antichrist. En dan op 'n stadium is dit die heerlike verskyning van Jesus. En dan staan daar, die mag teen verdrukking het nou na die Midde-Ooste toe getrek, waar die meeste van hulle in Petra verskans is, saam met die meer as 1 miljoen Jode wat deel is van hierdie oorblyfsel. Net een van die oorspronklike 4 lede leef nog, sy lewe hang in 'n draadjie. Die een wêreld eenheidsmag het Jerusalem ingeneem, en daai man is dood. Min mense in Petra weet van sy dood. Dis net meer as 7 jaar na die wegraping, en presies byna 7 jaar nadat die Antichrist sy verbond met Israel gesluit het. Gelowiges kyk desperaat op na die hemel vir die magtige verskyning van Jesus Christus, terwyl die wêreld op die punt staan om aan sy einde te kom. Ek hoop jy's nou nog by met hierdie teologie. Hier is Petra se ingang. Nou ja, as jy daar kom, dan sal jy sien, dit is werklik, jy kan 'n groot vragmotor daar parkeer, of 'n tank of 'n ding, en niemand kan basies inkom nie. Die enigste manier wat jy dan daar binne kan kom, in hierdie ou stad, daar is om met 'n helikopter van bo af in te kom. Ons ken almal hierdie prentjie, en daar's Petra, waarheen almal dan nou gaan vlug aan die einde van die dae. En dan die finale oorwinning. En dan Armageddon. En dan die oorwinning by Armageddon. Dan sluit hierdie hele reeks af met hierdie volgende woorde. En dis nou belangrik, dat ons net vinnig hier sê, wat word hier gesê. Nie alles is pluis in Ethiopië nie. Hoewel Jesus sy 1000-jarige koninkryk op aarde gevestig het, word daar nog elke dag mense gebore, wat hom as hulle verlosser moet kies, en nie almal doen dit nie. Die wat saam met Christus uit die hemel teruggekeer het, word nooit oud nie. Gelowiges wat die verdrukking oorleef het, sterf nooit nie, maar hulle verouder wel. Die gelowiges van die eeue, die helde van die Bybel help regeer. Terwyl die wat kies om nie hulle vertroue in Christus te stel nie, vervloek is en jonk sterf, sweer die aanhangers van die ander lig, Lucifer. En daai hoofletters het ek nou nie ingesit nie. Die ander lig, Lucifer. Dit staan net so daar. Sweer hulle saam om teen die einde van die 1000-jarige koninkryk 'n massiewe weermag te hê, wanneer die Satan vir 'n kort rukkie vrygelaat word, om weer eens die nasies te verlei. Voer hy hierdie weermag aan in 'n finale konflik tussen die goeie en die bose, en die uitslag daarvan lei die nuwe hemel en die nuwe aarde in. Nou, my vraag aan u is dit. Dit wat hier staan, in geel, staan dit in die Bybel? En die antwoord is ja. Dit staan in die Bybel. En daarom is dit miskien nodig om te verstaan, wat staan in die Bybel? Is dit wat in die Bybel staan, in die konteks van die wegrapingsteologie, of wat staan in die Bybel met betrekking tot hierdie saak? En daarom is dit so belangrik dat u ook benewens hierdie lesing sal kyk na die
1000 jaar lesing. Want jy sien, as jy die 1000 jaar verstaan, dan verstaan jy die verlossingsplan. As jy die 1000 jaar nie verstaan, verstaan jy die verlossingsplan nie. So ek hoop jy gaan dit doen. Maar kom ons vra onsself af, wat nou hiervan? Wat sê die Bybel gaan gebeur? Met betrekking tot die wederkoms. Punt nommer 1. Sigbaar. Dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. Hy kom in die wolke en elke oog sal hom sien. Hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompetgeluid. Hoorbaar. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep en die stem van 'n aartsengel met die geklank van die basuin van God. Hoorbaar. Luister self wat Jesus sê met betrekking tot die wederkoms. Hy praat met sy disippels en hy sê, in Matteus 13:30, in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om te verbrand. Maar bring dan die koring bymekaar in my skuur. Die onkruid, maak dit eers bymekaar, bind dit in bondels om te verbrand. En dan verklaar Jesus nou wat hy hier sê. Vers 40. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. So Jesus is baie duidelik. Hy sê, as julle wil weet hoe dit gaan wees by my wederkoms, hier is dit wat gaan gebeur. So gaan dit wees. En dan sê hy vir ons wat hy sê, en sê die vyand wat het gesaai het is die duiwel, die oes is die volëinding van die wêreld. En die maaiers is die engele. So wat gebeur met die onkruid? Hulle word verbrand. Wat gebeur met die koring? Dit word bymekaar gemaak in die skuur. So Jesus is eintlik baie duidelik oor wat gaan gebeur. Maar is 'n ander teksvers wat net so belangrik is, wat ons nie moet vergeet in ons beredenering nie, en dit is hierdie ene, Matteus 24:37, net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Nou wat het in Noag se dag gebeur? Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink en getrou en in huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. En dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom het en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Nou, Lukas was 'n dokter. Hy was nou 'n bietjie meer duideliker, bietjie meer gesny tot op die been. Kom ons lees wat sê Lukas. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink en getrou en in huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sonvloed gekom het en almal vernietig het. So, hierdie gedeelte verwys natuurlik in die eerste plek na die feit dat soos die vloed die mense van Noag skielik en onverwags getref het, so gaan die wederkoms ook skielik en onverwags wees. Die mense gaan voortgaan asof niks gebeur nie en skielik gaan dit hulle oorval. Maar dan is dit baie duidelik dat daar in Noag se dae nie twee groepe mense was wat albei lewendig gebly het nie. Jy sien, die wegrapingsteologie beweer dat daar twee groepe by die wederkoms gaan wees en al twee daai groepe gaan lewendig bly. Die een groep gaan lewendig weggeraap word en die ander groep gaan lewendig bly om deur hierdie 7 jaar se verdrukking te gaan. In die dae van Noag, en Jesus sê, as julle wil weet wat by my wederkoms gaan gebeur, gaan kyk wat het gebeur in die dae van Noag, want dit wat daar gebeur het, gaan weer gebeur by my wederkoms. In die dae van Noag was daar nie twee groepe wat lewendig gebly het nie.
Die een groep, die gelowiges, het lewendig gebly, hulle het in die ark ingegaan. Die ander groep, die goddeloses, is gedood deur die vloed. So met Jesus se wederkoms gaan die gelowiges lewendig bly en die goddeloses gaan sterwe. Matteus 24:27, want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. En dan sê Jesus van hoe dit gaan lyk. Hoor wat sê hy? Want oral waar die liggame lê, daar sal die aasvoëls saamkom. Daaroor die Bybel beskryf hierdie aarde na die wederkoms as een groot begrafplaas, wat die voëls van die hemel moet kom skoonmaak. En dis uit die mond van Jesus uit. In Openbaring 19 staan daar, vers 17, en ek het een engel sien staan in die son, en hy het met 'n groot stem uitgeroep, en vir al die voëls gesê, wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen, en versamel julle tot die maaltyd van die groote God. Hoekom? Dat julle kan eet die vlees van konings, en die vlees van owerstes oor 1000, en die vlees van die sterkes, en die vlees van die perde, en van die wat daarop sit. Openbaring 19:21 sê dit baie duidelik, en die ander is gedood met die swaard. Met ander woorde, die ander wat nie gelowig was nie, is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit. En al die voëls is versadig van hulle vlees. So opsommend, liewe vriende, broers en susters, is dit duidelik dat die wegrapingsteologie nie Bybels is nie. Maar dat dit 'n leerstelling is wat aangehang word met bittermin indien enige Bybelse bewyse. Inteendeel, in een van hulle eie publikasies, Fundamentals of Pentecostal Theology, sê hulle dit, daar op bladsy 529. The coming of Christ is variously described, but nowhere in the Bible said to be two events separated by a 7 or a 3.5 year interval of tribulation. So wat is dit? Dit is 'n leerstelling wat aangehang word. Nou, ek kom nou uit 'n agtergrond waar die wegrapingsteologie eintlik nooit deel van my geloofsraamwerk was nie. Maar ek het meegevoel met mense, kinders van die Here, wat binne in so 'n raamwerk groot word en so geleer word. En soos wat ons voortgaan met die reeks, sal jy agterkom dat ek geen vinger hier wys na mense wat hierdie leerstelling aanhang nie. Inteendeel, ek het 'n hele paar leerstellings aangehang. Nie net aangehang, nie daarin geglo, nie net geglo nie, dit gepreek vir baie jare in my lewe, terwyl dit nie in die Bybel staan nie. En ek moes met 'n skok dit op 'n baie laat ouderdom in my lewe ontdek en vandag erken. Maar wanneer die lig kom, die lig van die woord, dan is dit duidelik dat ons hier met 'n teologie te doen het wat eintlik geen vashouplek in die woord het nie. Waar kom die teologie eintlik vandaan? Het jy geweet dat dit eintlik kom van die Jesuitiese orde? Nou, wie is die Jesuitiese orde?
gestig deur Ignatius Loyola in 1534. Hulle het die Raad van Trent bymekaar geroep, 1545 tot 1562, vir 17 jaar lank. 17 jaar lank sit 'n synode en hulle het net een agendapunt. Net een agendapunt. Die vernietiging van protestantisme vir 17 jaar lank. En hier aan die einde van die synode vra hulle vir Francisco Ribera in 1561 om 'n ander interpretasie vir Bybelprofesie te ontwikkel. Ribera gaan en hy voltooi sy doktorale thesis en hy noem dit Futurism in 1585 en hy publiseer dit in 1590. Nou wat leer Futurism? Wel, Futurism leer dat die paus is nie die antichrist nie, want die antichrist moet eers aan die einde van die tyd moet hy verskyn. Die antichrist sal dan vir 7 jaar in die tempel regeer, hy sal Christene en Jode gedurende die laaste 3,5 jaar vervolg, dan kom Jesus na 3,5 jaar terug, na die 7 jaar, hy verslaan die antichrist by Armageddon. Het jy iets daarvan vandag gehoor? Het jy hierdie inligting vandag gekry uit 'n ander plek uit? Van 'n ander oord af? En dan breek 'n 1000 jaar van vrede aan. Klink dit vir u bekend? Futurism ondermyn die 2300 jaar Bybelprofesie om hulle standpunt te huldig. As jy onthou daardie pragtige profesie, daardie wat ek genoem het die merkwaardigste profesie in die Bybel, daardie profesie wat so in sy detail in Daniël 8 en 9 vir ons gegee word en in sy detail so pragtig presies is en jou uitbring by die doop en by die kruisiging van Jesus Christus om daarmee te bewys dat Jesus die Messias is en was wat sou kom. Daardie kritiese profesie, daai 7 jaar waarvan daai profesie praat, waarvan Jesus in die middel van daai 7 jaar slagoffer en spysoffer sal ophou, het hulle gevat en hulle daai 7 jaar, nie sal onthou toe ons dit hanteer het, hierdie week, wat in profetiese tyd 7 jaar is, daai week het hulle gevat, het Ribera gevat, en hy het hom gaan uithaal uit hierdie profesie het, en hy het hom gevat en het hom deur aan die kant gaan plaas aan die einde van tyd. En dis waar hierdie 7 jaar vandaan kom. Waar kom die moderne interpretasie van die wegraping vandaan? Al dit kom van Scofield af. Kry die Scofield Reference Bible 1909 herdruk in 1917. Hy sê dat hy hierdie teorie by Nelson Darby gekry. Maar in der waarheid het hy, wat hy gedoen het, was om Ribera sy doktorale proefskrif, wat 'n skitterende proefskrif was, van futurism in 'n teologie om te sit sonder enige skrifbewyse. Kom ons sluit af. Kom ons sluit af. Paulus, 1 Korintiërs 15 vers 51. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. Wanneer? In 'n oomblik, in 'n oogwink. Wanneer? By die laaste basyn. Want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. En dan kom hy in Filippense en dan sê hy vir ons wat dit beteken. Hy sê van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Wanneer gaan ons die verheerlikte liggaam kry? By die laaste basyn. 'n liggaam gelyk aan die verheerlikte liggaam van Christus. Wat se liggaam was dit?
'n liggaam gelyk aan die verheerlikte liggaam, 'n liggaam sonder pyn, 'n liggaam sonder siekte, 'n liggaam wat nie aan ruimte onderhewig was nie. Een oomblik toe staan hy met sy disippels in die bovertrek, die volgende oomblik is hy by die Emmausgangers langs die pad. 'n werklike liggaam. Hy sê, kom kyk na my hande, sê hy vir Thomas. Kom kyk na my voete. Steek jou vinger in hierdie wond. 'n liggaam wat geëet het. Hy verskyn by die see van Galilea en hy sê vir hulle, het julle vir my iets om te eet? Is dit nie iets om na uit te sien nie, my broer en suster? 'n verheerlikte liggaam, vry van dit wat ons hier op die aarde moes dra. En as jy hierdie boodskap reg verstaan, dan wil ek eintlik vandag vra, wat kan belangriker vir 'n kind van die Here wees, hier op aarde? Wat kan regtig belangriker wees as om hom of haar voor te berei vir sy wederkoms? Wat kan belangriker wees? Jou kar? Jou werk? Jou besittings? Hoe waardeloos gaan al hierdie goed nie wees aan die einde nie? Een groot aardbewing en alles is weg. Die wederkoms gaan glorieryk wees. Dit is ons hoop. Dit is ons bestemming. Dit is ons toekoms. En weet jy wat, as jy die wederkoms gaan mis, het jy alles gemis. As jy die hemel mis, het jy alles gemis. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep met die stem van 'n aartsengel met die geklank van die besuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Is u in Christus vandag? Want dis hulle wat gaan opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. Geen wonder dat Lukas op 'n stadium sê, waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Mag die Here gee dat nie een van ons wat vandag hierna kyk gemis sal word die dag as die Here kom om sy kinders te kom haal nie. Hemelse Vader, wat 'n heerlike voorreg om te mag weet dat u gaan kom op 'n sigbare, hoorbare wyse. En u gaan kom om u kinders te kom haal, sodat ons ook kan wees waar u is. Dankie vir u woord en die lig van u woord wat helder en duidelik eintlik oor hierdie onderwerp is. Maak ons rustig en kalm, Here, om te weet dat dit is die wyse waarop dit gaan plaasvind. Omdat u woord dit vir ons sê. Gee ons die genade om voor te berei, sodat ons ook, Here, waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Mag nie een van ons gemig word, mis word nie. Ons bid dit in Jesus se naam.